met u weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. Sy seun, ons Yeshua Messia. En deur u, die Heilige Gees wat ons kom leer. En dit is vir ons lekker dat ons u kan hê in ons teenwoordigheid. En dis my gebed vanmôre hierso dat elkeen van ons die Gees sal ontvang. En Yeshua wat ons leer in hierdie wonderlike dinge. Lindel, welkom man. Dankie man. Jy is nou die eerste vrou hier op die pingbank. Jy maak ons Jy geëerd. braaf. Ek weet nie hoekom wil hulle almal is al bang vir die pinkbank. Jy hoef nie bang te wees vir die pinkbank nie. Dis net 'n lekker geselsbank waar ons maar kyk of ons nie die mense so ver kan kry om spontaan dinge wat in hulle lewe aangaan te praat nie. Ja, ons het jou nou nie so lank terug ontmoet nie, maar dit is ook al weer 'n paar maande terug, né? Ja, so vinnig gaan die tyd. Ja. Want ek sal dit nooit vergeet toe ons jou daar ontmoet. Toe dit ook baie gereën. Nou reën dit nog steeds baie. Maar die feit van die saak is net ons is bly jy's hier. Dankie. Ek's bly om hier te wees. Baie dankbaar oor die tema musiek, wat noem jy dit vir Bloedrivier en vir Wenen wat jy geskryf het. Dit was vinnig gewees en baie mooi kommentaar daaroor gekry. Dit was baie goed gewees. Maar waar kom jou musiekloopbaan nou vandaan of hierdie? Dit kom uit 'n baie diep plek uit. So al my liedjies wat ek skryf kom uit 'n baie diep plek uit my hart uit. So ek het begin skryf toe my ma oorlede is. En toe ek begin skryf het, as Yeshua iets op my hart sit, of iets op my gees sit, en dan sal ek daaroor skryf, en dan kom met hierdie mooi liedjie uit, en as ek 'n liedjie gemaak het, ek dink, soos God is in control, ek sal met hom praat, en dan sal ek vir hom sê, maar weet die mense ooit, hoe baie hy in beheer is? Weet hulle dat selfs die duiwel vrees hom? En toe is God is in control gebore en dit was vir my verskriklik mooi om te sien hoe baie harte daai liedjie geraak het. Hoeveel het hy nou al? Wat trek hy nou? Hy staan nou op 780,000 streams. Mooi. Ja. Jy weet, al wat dit vir my sê is, buite nou die liedjie is baie mooi, daar's 'n behoefte daarby. Ja. Hoor jy wat ek vir jou sê? Mense is honger. Mense is honger. Ja. En dis wat ons wil bereik met jou hier op die pingbank ook. Jy weet. Ek glo dat Yahweh het vir jou hierdie talent gegee en het vir jou al hierdie views gegee. Wat sê jy 1.3 miljoen streams, ja. Ja, sjoe. Dis baie. Dit is baie en ek kon dit nie gedoen het sonder hom nie. Dit is alle eer aan hom en dit is net ek is baie geseënd. Ja. Ons is baie bly daaroor. Nou is ons nog blyer jy is hier. Dat jy bietjie vir die kykers kan vertel dat jy weet daai uit iemand se hart uit. Jy weet hoe jy 'n liedjie sommer net jy weet kan skryf omdat die Gees, die Ruach dit vir jou sê of wys. Ja. En vir my was daai ene wat jy gedoen het op ons mikrofoon waar jy oor hoe hy jou die name geleer het vir Yeshua en die naam vir alle name. Iets besonders. En as ek vandag met mense praat, dan sê hulle, "Ja, daai was dan goed geweest hoor." En dis nie enige ou wat Yahweh persoonlik sy name laat leer. Ja. Ek moes dit leer en ek is baie dankbaar daaroor en dis hoekom dit vir my so kosbaar is. Jy weet. Daar in Handelinge sê hy sê en want daar is geen ander naam wat onder die mense gegee is waardeur hulle gered kan word. En jy weet as 'n ou nou gaan kyk 400 jaar daarna kom eers die naam Jesus in. Ja. Jy weet, en dit wat mense net moet besef, jy weet.
Daai tyd was daar nog nie iets soos 'n Nuwe Testament. En Paulus sê dit baie mooi duidelik. Ek weet nou nie of hy dit daar in Handelinge sê nie. Hy sê, want ek spreek niks, preek niks, as wat van Moses en die profete. Met ander woorde, hy preek net dit wat hierdie Bybel kom sê. En so kom mense in hulle verdraai baie kere. Ja. Jy sal baie kere in jou lewe wees. Maar ja, het dit daar baie sal ek sê vertroosting gebring oor jou ma in die liedjies wat jy geskryf het. Want sy was eintlik nou die trigger, né? Ja, sy was die trigger. Maar ek het ook agtergekom van daar is baie mense wat voel soos wat ek voel, wat deurgaan wat ek deurgaan. So, jy is nie alleen nie. Dit is en dit help ook ander ook. Ja, en dit is hoekom dit so belangrik is. Jy weet, ek sê altyd die beste nuus nog ooit. Kyk, ek gaan kom op die wolk. Ja. Van Adam tot en met nou. En daai program wat jy rukkie terug, ek dink 3 weke terug, 4 weke terug op ons mikrofoon, né? Almal se mikrofoon. Almal se mikrofoon. Hoe sê ek nou ons? Sê ek maar omdat ons dink dit is ons. Almal se mikrofoon. Het my baie na in die hart gelê, omdat jy praat nou, baie mense voel soos ek, baie mense weet nie. Jy verstaan, en dan hardloop hulle na boekwinkels toe in daai plekke van om boeke te gaan koop, wat gebeur na die dood. Eintlik kan ons dit nie. Niemand van ons weet nie. Ons moet net dit absoluut so weet, dat Jahwe kom in sy woord daar, ek dink is in Jeremia 9, en hy sê, as julle dan wil roem daarin, dat julle my ken en verstaan. Ja. Jy hoor, as ek en jy daar die verhouding met hom het, dan ken ons hom en ons weet wat hy doen. Goed, dit is soos die gebooie, die insette, die verordeninge. Hoe moeilik kan dit nou wees? Jy weet, want hy sê, sodat dit is gegee vir ek en vir jou, sodat ek en jy daardeur kan lewe. Ja. Dit ouer as ek en jy nie eintlik lekker wil lewe nie, dan moet ons dit nie doen nie. En dis die ding wat ons moet uitdra, en ek dink, dit is wat jy deur jou musiek uitdra vir mense. Jy weet, om ook te praat oor die wonderlike tyd. Ja, wat vir ons voor. Ek sal byvoorbeeld so verskriklik na die hemel verlang, en dit is net soos, jy weet, en dan skryf ek nou die liedjie, dit is eintlik veronderstel om 'n depressiewe liedjie te wees. En op die einde van die dag het ek verlang na die hemel gebore geraak, en dit is 'n fantastiese liedjie. Dit is glad nie depressie nie. En Yeshua se lig kom so deur in daai liedjie. So op die einde van die dag, iets wat vir my depressing was, wat ek neersit op papier, kom hy en hy gee net 'n boodskap daar. Maar jy sien Lindel, die wonderlikste daarvan is, hy het jou geroep daarvan. Jy verstaan? Want hy is die een wat jou daai talent gegee het, en hy het geweet in hierdie tyd, het soveel mense dit nodig. Jy weet, wat sien mense? Jy weet. Gister kom hier 'n swarte daar van Groot Mariko. En ek is besig met die wors. En ek sê, ja, jy weet mos, ek eet nie vark nie. Hy sê, ja, I know that. I said, you know what, Omzai? You are a real Christian. Not ordinary Christian. You are a real Christian. Ek sê, nou, is dit net omdat ek veel vark nie eet nie? Hy sê, nee, omdat jy die Bybel glo. Nou, dis baie waar, nee. En ek en jy is die lig wat ons moet die lig wat jy moet uitstraal. Ja, is dit nie so nie? Ja, laat sy lig deur jou skyn. Ja. Dat mense kan sien wie en wat jy is. Ek en jy moet nie skaam wees vir hom, jy weet. En dit baie kere mense, jy weet, jy praat baie kere met mense en sê, ja, maar jy moet ook nou nie altyd die Bybel inbring, nie altyd godsdienst inbring. Nee, weet jy wat? My lewe is godsdienst. My lewe is dit. My woord is my woord, jy weet.
as iemand na my kyk, dan sal hy sê, nee, maar wie, daai ou, hy moet, sy woord is daarom sy woord. Ja, want ons herken mekaar aan ons vrugte, die vrugte wat jy dra. Exactly. Jy weet, en is dit nie wonderlik? Nee. Dat ons, en hoekom doen ons dit? Die is die liefde vir hom, nee. Ja. Is dit nie so? Ja. Ja, maar ja, jy was nou baie lankal by almal se mikrofoon en ons gaan hierdie programme ook nou ook ja, onder andere daarop uitsaai. En ek hoop ons kan nog 'n paar doen. Ja. Want die tyd is baie naby het op die wolke gaan kom. Maar ek en jy moet gereed wees. Jy weet, as ek en jy nie gereed gaan wees nie, het ons 'n probleem met dit. En die wêreld is nie gereed. Die wêreld dink hy's gereed, maar hy is nie gereed. Ja. En jy weet, en dis hoekom die woord van Jahwe sê daar in ek dink dit is in Openbaring 3 waar hy sê, en omdat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie, maar lou sal ek jou uit my mond uitspuug. Want dis die gevaar van vandag se mense. Jy weet, hy's nou so, net as hy by die party, dan sê hy anderste. Jy weet. Ja, want vandag is dit so maklik om die wêreld na te jaag, jy weet. Ja. Koppie wat die een doen, of skinder wat daai ene doen, jy weet, Ja. dit is net, dit is so idealisties, as dit die regte woord is. Ja, dis, Ja. ja. Maar nou, ja, jy sê nou ouma ook. Ja, Dit dit was was 'n maar groot groot blessing, groot, ja. Groot geskenk. Ja. Ja, jy en Henny met die 3 kinders, né? Ja. 2 seuns en 1 dogter. Dis reg. Wie het ma se talent gekry? Ons Almal. almal eintlik ja. Ja, Ja. dis wonderlik, ja. Ja. Ja, nee wat. Maar sê gou van my, jy het 'n bietjie gepraat oor wat gebeur jy weet na hierdie lewe. Die lewe na die dood. Ja, die lewe na die dood. Ja. En ek dink persoonlik dat jy ons net bietjie kan vertel daarvan, maar ek persoonlik dink dis belangrik dat ons weet. Ja. Dat ons weet waartoe gaan ons. Jy weet, mense sê maklik jy gaan hemel toe, maar jy weet jy kan eintlik nie hemel toe gaan nie. Dis maar ons wyse van spreek, né? Om te sê ek en jy gaan hemel toe, maar Yeshua sê daar's niemand wat hemel toe gaan behalwe hy wat daarvan afkom, sê hy dan Johannes. Ja. Maar die belangrikste is dit is hoekom ons daardie verheerlikte liggaam gaan kry. Want dan kan ons Elohim sien. Ja. Hy sê sonder daai, hy sê vlees en bloed kan hom nie sien nie en bly lewe nie. En is dit nie die wonderlikste? Dit is. Dat ek en jy kan uitsien na dit nie. En ek dink dit is baie belangrik dat ons daarmee moet vas staan en kan weet waartoe ons gaan. Dit kan ken en verstaan, né? Ja. Maar wat sal jy nou sê, want jy het nogal mooi uitgebrei op daai Ja, dit program, was né? wat vir my uitgestaan het was die verhaal van Lazarus en die ryk man. Ja, ja. So die ryk man het nie gehandel volgens die Here se weë nie. Ja. Waar Lazarus was ten volle. Ja. Maar nou hulle albei het gesterf, so Ja. Dis Die net en- interessant. Ja. Het jy gelees daar? ek het dit gelees. Wat het jy gelees? Toe Lazarus gesterf het, die engele gekom Ja, dit was wonderlik. en die engele het hom weggedra. na Jesus toe gedra, Ja. of nee, na Na hy die boesem van Abraham. na Abraham toe gedra. Dis reg. Ja. En die ryk man is toe weggevoer na Hades toe. Dit 'n hele ander. Ja, ander. heeltemal. Ja. Maar ek wil net baie vir jou sê die wonder van daardie gelykenis. Ek dink nie baie mense verstaan dit baie mooi. Weet jy, want hy sê daar's 'n diep kloof. Wat die skeiding maak. Wat skeiding maak. Ja. Maar nou ons het nou besig gevier hierdie afgelope tyd. En daar het ons nou dit gedoen, ongesuurde brode en waar die lam vir ek en jy geslag is, deur sy bloed. Ja. En weet jy, as ek en jy mooi gaan kyk na daardie verhaal van
Yeshua, na hy gesterf het, toe het hy waartoe gegaan? Het hy doderyk toe gegaan? Ja, Wat het hy daar gedoen? Hy het die doderyk oopgebreek en almal wat in Yeshua gesterf het, het hy saam met hom paradys toe gegaan. ja, En hy sê vir die ryk man, hy sê, hedendag vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nee. En hy moet sy al hierdie gevat het, van Abraham tot en met ons vandag, jy weet. Is dit nie wonderlik nie, jy weet, dat ek en jy weet wat hy met ek en jy môre gaan doen. En dis hoekom ons vrees nie die dood nie. nee, ons vrees nie, ons moenie môre vrees nie. Ja. Môre, ons moet lewe in vandag, want vandag is die geskenk. Ja, Gister is verby, Ja. môre kom nog, al wat jy het is vandag. ja, En dit is die grootste geskenk. ja, ja. Ja, en jy weet, en toe, wie het saam met hom gevat? Het vir Abraham en vir Lazarus saam met hom gevat. Ja, Nou is hulle te lekker daarbo, jy weet, en kyk daar. Maar, sê 1 Tessalonisense 4, hy, wat Yeshua is, gaan saam met hulle kom, en dan gaan hy op die wolk staan, en sodat hulle liggame kan kom kry. né? ja, En dan gaan ons, wat saam met hom is, weggevoer word in wolke. Yeshua tegemoet in die lug, in die lig. of op die wolk. En dan gaan ons saam met hom hemel toe. Dan gaan ons saam met hom heen. Ja. Hoekom? Want ons het verheerlikte liggame gekry. Ja. Jy weet. En dit verstaan mense nie altyd maklik. Jy weet, want dis die eerste opstand. Die tweede opstanding is daar in Esegiel, ek dink 38, van die doodsbeendere en goed, waar hy baie mooi duidelik vir ons sê wat gaan gebeur. Ja, En jy weet, as ons net eers besef wat 'n wonderlike tyd dan vir ons voor lê. En dit hoort so, maar vandag het ons soos papegaaie geword. Jy weet, ons ken die Onse Vader uit ons kop uit en ons sê hom sommer so vinnig op. Maar hy sê, leer ons bid, vra die disippels vir Yeshua, en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is baie interessant, dat hierdie naam, jy weet, ek weet, baie mense ken nou nog nie die name nie, maar dit is belangrik om hulle te ken en te leer en te praat, ne? Want weet jy, hy sê, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, jy moet hierdie naam vat en jy moet hom apart stel, want weet jy, hierdie naam beteken so baie vir ons. Jy weet, in 1 Johannes 5 vers 13 sê dit so mooi. Hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, wat glo in die naam van die Seun van Elohim. Nie in die Seun van Elohim. In die naam van die Seun van Elohim. Hoekom sê hy? Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Is dit nie great? ja, En kan glo in die naam van die Seun van Elohim. So, jy weet, baie keer dan sê jy, ons is maar so geleer, dit is so, ons is so geleer, ek het daarmee groot geword, ek is gered in hierdie naam van Jesus, jy verstaan, maar daar kom 'n tyd in ek en jy se lewe, wat ons moet nou ken, want ons gaan nie, as ons vir hom sê Jesus, dan sê wie's dit, jy hoor, en dit baie keer belangrik, want die 10 maagde, al 10 het lampe, al 10 is maagde, al 10 het olie, 5 het genoeg, en 5 het nie genoeg. En dan kom hulle by hom, daar by die deur, en hy laat hulle ingaan, want hulle was gereed gewees. ja, En die ander is ook, hulle dink hulle is gereed. Hulle dink hulle het olie, genoeg olie. Wat is olie? Is die Heilige Gees in jou lewe. En jy weet, jy kan, die Heilige Gees kan jy ontvang, as jy jou laat doop, want Johannes sê, as jy tot bekering kom, laat jou doop. Want dan is die doop is in die water, en as jy uitkom, is daai sondes afgewas deur hom. Maar dan is ek en jy 'n nuwe mens. Ne? ja, En ons moet lewe soos 'n nuwe mens. Dit help nie. Jy weet, in die wêreld se begeertes en dinge. Wel, ek glo as hy jou eers nuut gemaak het, dan kyk jy heeltemal met ander oë na die wêreld. Dit is, jy, baie waar. dis nie meer dieselfde nie.
Maar jy weet die gevaar, Lindel, is baie kere dan is die gewoontevorm. Jy weet, jy baie opgewonde. Ek praat nou nie van jou nie, want ek dink jy was nogal bly daaroor en is nog steeds, ek kan dit hoor in jou uitsending so. Maar baie mense dan raak hy maar net so weer so stadig en gewoon. Ja. En ons moet nooit in hierdie wêreld gelykvormig word. Ons moet nooit gewoond raak aan hierdie wêreld. Jy weet, baie mense kom en hulle sê vir jou, jy weet, ek het eendag 'n vrou gehad, toe sê sy man, jy weet, daai storie van wat jy praat van die merk van die dier, dit sal nie gebeur. Want my vader sal nie toelaat dat my kinders sonder kos is. Toe sê ek, ja, jy blou. As jy blou het, gaan dit jou nie eens help nie. Want jy sien, daardie verhouding wat ek en jy met hom het, sal ek en jy se kinders nie honger ly. Ja. Want jy sien, ek en jy moet glo. As ek en jy nie glo nie, het ek en jy 'n probleem. Dis waar. Jy hoor wat ek vir jou sê. Jy weet, daai een liedjie, Linda stuur hom nou die dag vir my, van, ek weet nie, ek kan nou nie sy naam mooi onthou nie, wat hy sê, en die engel het 185.000 doodgeslaan. Nou Hiskia, toe hy geroep het, die rapsaap gesê het vir Hiskia, nee, hy moet maar oorgee. Toe sê hy, hoor jy wat sê hierdie klomp, die koning van Ammon, ek dink. Maar toe sê hy sê, en in daardie nag het die engel van Jahwe gekom, en 185.000 verslaan, doodgemaak. Die vraag is, glo jy 185.000? Of glo jy net uit bietjie 'n paar warmklappe vir hulle gegee en hulle is toe weg? Nee, die woord sê, ek en jy, en dit is die belangrikste, ek en jy net daaroor gepraat. Ek en jy moet soos 'n kind wees. Ons moet alles glo dit wat die woord vir ons sê. Ja. Maar wat is daar nou nog spesifiek wat jy nog wil praat? Ek het nogals toevallig gesien in die Bybel, want ek het verskriklik ook nou so na die hemel verlang en so wat in die hemel aangaan. Ja, toe het ek in die Bybel nageslaan oor die engele met die 6 vlerke. Ja. So toe het ek nou die liedjie geskryf daaroor, Six Wings. Ja. Dit was net vir my so amazing om te sien dat daar's engele wat om hom staan, om sy troon staan. Jy weet, met 2 word hulle oë bedek. 2 bedek hulle voete en 2 vlieg hulle. En hulle is die hele tyd net in sy teenwoordigheid. Ja. So dit was nogals vir my interessant. Ek het nooit geweet daar's engele. Jy weet, Lindel, ek en jy kan dit nie verklaar nie, maar ons sal dit eendag verstaan. Ons sal dit verstaan eendag, ja. Ek dink die grootheid en die heerlikheid van Vader Jahwe kan 'n mens nie beskryf of omskryf. Jy kan nie, dit is te klein. Hoe dink jy nou daar? Hoe dink jy, hoe hierdie blaar, hoe het hierdie blaar, hoe het hy daai blom ons brein is te klein. Ons is te klein, ja. jy weet. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat jy sê, jy het nou uit die woord uit, want dit is eintlik ek en jy, wie is die woord? Yeshua is die woord. Verstaan jy? En as jy deur die woord gaan, dan wandel jy met Yeshua. Altyd, ja. Hoor jy wat ek sê? Maar daar's so baie goeders wat mense sal sê oor wat in die Bybel staan. Ek gaan altyd en ek maak doodseker dit staan regtig daar. Ek het dit agtergekom. Ja, ek gaan maak eers seker. Ek het dit al agtergekom. Ja. In jou programme. En baie kere dan raak mense vir my fiets nou. Ek luister nie na baie ouens nie. Eers het ek mense dan bel ek hom of praat met hom en sê maar weet ek stem nou nie saam met jou daar nie. Dan sit nou 'n argument die kant toe op die kant toe. Weet jy wat? Dit wat die woord sê, soos wat jy sê. Wie is die waarheid? Die woord is die waarheid. Ja. Jy kan nou maar jou eie dingetjies maak en goed, maar gaan maak net seker. Jy weet, is jy op die regte pad as jy dit doen? Ja. Jy hoor. En dis hoekom dit vir my so belangrik is. Jy weet, soos die woord, soos wat jy sê, as jy die woord bestudeer vir Yeshua. Jy weet, ons het net nou gepraat daarvan Hebreërs 11. Vertel hy ons van al hierdie geloofshelde. En ons weet mos nou wat Abraham, Moses en Dawid en Abraham.
hele hoofstuk gebruik in wat hierdie ouens gedoen het. Ne? Hy sê, en wat sal ek nog sê, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Esra en Samson en Jefta en Dawid en Samuel en die profete sou verhaal. Dan hy kom nie eens by al hierdie ouens uit nie. Ne? En dan is dit so belangrik. Ne? Vertel hy van almal wat het hulle gedoen en vroue wat jy weet in spilonke gebly het. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry en ander is gefolter en word en geen bevryding aanneem nie. Maar toe ek hierdie vers 39 gelees het of gekry het, toe was ek basies die heel eerste keer te gehuil. So belangrik was dit vir my. Toe ek Vader se liefde en sy genade en sy regverdigheid besef. Met almal hierdie pad geloop, maar luister nou mooi wat sê. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry. Kan jy nou dink, Abraham, hy wat hy sê, nee maar jy weet, hy gaan Kanaan beerwe. Eintlik het hy nie, hy sê, hy het uitgesien na 'n stad wat nie deur mense se hande gebou is. Ja. Met ander woorde, hy het soos wat jy nou sê, na die hemel uitgesien en sien nou nog daarna uit. Want waar sit hulle nou? Sit in die paradys, al hierdie oudjies. En wanneer sien hulle uit? Hulle sien uit na sy koms. Hy het nou al hierdie grand goed, hulle sê jy kan daar tot die klere ryk. Ek het gehoor dit, ja, met die klere, hulle sê, die klere op aarde is 'n mimiek van die klere in die hemel. So dit is net 'n hoe kan ek sê, dis net 'n glimpse van wat die kleur blou regtig is. So die kleur blou is nie ons blou nie. Jy kan hom proe, jy kan hom ruik. Ja, dit is so wonderlik. Dit is, en die gras en alles is asof hulle sing. En weet jy, daar vers 40, en toe ek dit nou lees, toe was ek nog in trane. Omdat Elohim, wat onthou, hy sê, het hulle die belofte nie verkry. Nou sê hy, omdat Elohim iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word. Is dit nie huge? Met ander woorde, ons gaan almal hierdie verheerlikte liggaam hê. En dan gaan ons almal dan nou hemel toe, na hierdie bruilofsmaal. Ja. Is dit nie amazing? En is dit nie wonderlik om te weet dat ons elkeen 'n persoonlike verhouding met hom het nie. Hy is vir ons elkeen persoonlik lief. Ja. En weet jy, Lindel, maar die Satan probeer baie kere vir ek en jy hierdie wêreld so maak en so vinnig maak. Jy weet, ek het op 'n stadium iets ding geskryf oor the runaway train. Ek weet nie of jy daai fliek gesien het. Maar dit het my nou absoluut soos my volk. Jy weet, jy konsentreer so om hierdie treintjie op hierdie spoor te hou, dat jy sien nie meer die blom nie, jy sien niks nie, jy moet net konsentreer. En dit is die probleem van my mense, wat finansies aanbetref. Jy verstaan. Hy sê, maar wat sal ek doen as ek nie dit het nie? Weet jy wat? Vader sê, hy gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. En as jy nie daai geld het nie, dan moet jy net een ding weet, jy het dit nie nodig nie. Jy dink jy dit nodig, maar jy het dit eintlik nie nodig nie, want Vader sorg vir ek en vir jou. Jy hoor. En dis wat vir ons so belangrik is. Ja, jy weet, ou nou net aan al hierdie dinge, net so aan die ysberg geraak. Daar's so baie goeie wat ons wil praat nie, en met die luisteraars praat, sodat hulle kan ook daai selfde uitsien kan hê. Ja, jy weet, om daai selfde Bybelstudie te doen. Ek het met baie mense gepraat, dat sê my 2-3 keer die Bybel deurgelees.
Ek het dit nog nooit gedoen. En ek sê nie dis verkeerd as jy dit doen nie, maar verstaan jy? Maar hierdie Bybel is daar seker bitter min wat ek nog nie gelees het van. Want ek verstaan ek nie mooi nie. Maar as ek nie verstaan nie, dan glo ek dit nie, omdat dit die woord is. Baie mense sal kom en vir jou sê, maar weet jy wat? Dat baie die Bybel uitgehaal. Ja, dit is so, dit is definitief so. Maar weet jy wat? Vader sal nie goed laat uithaal wat tot ek en jy se nadeel is. Ek en jy het genoeg, as ek en jy het genoeg in hierdie Bybel, meer as genoeg om gered te word. Ja, verseker. Want eendag het ons sien. En ek wens dat mense wil vir hulle self gaan naslaan, weet, en nie net luister wat anders sê. Ja, weet, iemand sal 'n Bybelversie vertaal uit sy persepsie uit. Ja. En as mense geneig om te glo wat die persoon sê, Ja. gaan lees dit self, kry jou eie persepsie van die vers, weet. Ja, nee, dit is so. Maar nou ja, ons tyd hardloop nou maar altyd uit. En jy's nog nie eens mooi uit die blokke uit nie. Nee, maar ons sal nou by 'n volgende keer gaan ons nou jou bietjie voluit sien hardloop. Jy weet dat hy skoot geklap het dat jy die blokke uitkom. Maar dit was lekker geweest om met jou te praat. Dit is baie lekker geweest. En daar's baie goede wat ons nog wil doen. Jy weet, ek sal nie sê goede waaroor we wil praat wat die gewone ou op die straat nie praat nie. En ek is jammer om dit sê wat die kerke nie vir mense leer. Jy weet, hulle is in daai patroon ingeval. Ja. En elke ou probeer net. Jy weet, die vroeë jare waar jy die 100 skape gehad en een gaan weg, man, dan los hulle al daai 99 net so en hulle gaan soek daai ou. Ja. Maar vandag, as ek die dominee sien, dan loop hy die kant toe. Jy weet, dis plank hy net met my praat nie. Jy weet. Maar dis nie nodig nie. Want Vader is die regter. Hy bepaal, jy weet, wat is verkeerd en wat is nie verkeerd. En daarom, dit is nou soos wat jy gesê het, die woord. Ja. Dis daar so. Maar nou ja, was lekker geweest. Baie dankie. En ek sê shalom.